Jesus Christus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Genade en vrede vir julle. Vriende, vandag se tema is jy waarlik gelukkig? En ek wil jou vanoggend vra, wat is jou idee van 'n geseënde en 'n gelukkige lewe? Want waar begin 'n mens? Hoe gelukkig is jy? Of dalk is jy nie gelukkig nie. Mense hoor dikwels dat mense kla, hulle is sielsongelukkig, of almal rondom hulle is gelukkig, maar hulle nie. Wat bepaal jou geluk? Mense? Dinge? Gaan my vanoggend so 2 minute om met 'n gedagte rondom geluk in die lewe in te lei, met die opsomming van 'n fliek. Dalk ken jy dit, The Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness is gegrond op 'n ware verhaal. Die karakter van Chris Gardner en sy vrou Linda. Hulle het groot uitdagings. Sy werk dubbelskofte by 'n hotelwassery. Hy probeer beendigtheidskandeerders verkoop aan dokters. Hulle huwelik gaan deur baie trauma, maar Chris bly vasberade om bo uit te kom. Uiteindelik los sy vrou hom en haar seentjie vir 'n beter lewe. Chris sien eendag 'n man in 'n Ferrari met die naam Bob Bridges, wat vir hom besonder gelukkig gelyk het. En hy besluit daar en dan om te doen wat Bob doen. Bob is 'n makelaar en Chris besluit om deur 'n onbetaalde internskap die serie 7 toets te probeer om 'n makelaar te word. Dit was vir hom uiters moeilik. Intussen het hy geen inkomste nie. Hy en sy seentjie word uit sy woonstel uitgesit, maar terwyl hy en sy seun baie keer in die kleedkamers op die stasie moet slaap en skaars genoeg het om te eet, maak Chris dit uiteindelik. Hy kry 'n vaste werk as 'n makelaar. En hy word uiteindelik 'n baie suksesvolle makelaar met sy eie internasionale besigheid. En na al die energie wat Chris ingeset het om 'n vaste werk te bekom, stap hy eendag oor die straat en dan sê hy, I walked out of the building happy, and for the first time in a very long time, I was truly happy. Geluk vir Chris was om 'n lewe te kan maak waarin hy vir hom en vir sy seun 'n toekoms kon verseker. Waarin hy ook 'n Ferrari kon besit natuurlik, en hy het geluk gevind in die besigheidswêreld. Sy droom om bo uit te kom is bewaarheid. En nou kan jy vir my sê, ja, as jy hard werk, sal jy ook bo uitkom, dit het niks te doen met geluk nie, of 'n mens sien net die materiële en dit kan nie vir mens geluk bring of jou waarlik gelukkig maak nie. En weet jy is reg. En dit bring my by my vraag van, hoe gelukkig is jy? Ons gaan nou die baie bekende gedeelte uit Matteus 5 saam lees. Matteus 5 vers 13 tot 16, so bladsy 9 van die Nuwe Testament. Jy kan solank die Bybels daar oopmaak, maar net voordat ons daardie teks gaan lees, wil ek graag saam met u die voorafgaande gedeelte, die bergrede, die inleiding oor die werklike gelukkiges saam met u lees. Want hierin lê die antwoord vir wat Jesus se idee van 'n geseënde en 'n gelukkige lewe is. In die bergrede spel Jesus 'n geseënde en 'n gelukkige lewe uit in 9 stellings. En ek wil hê u moet veral op die 9de saligspreek daarop klem lê en dit in gedagte hou. Heel eerste, geseënd is die wat geestelik arm is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dan, geseënd is die mense wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. En dan, in die 4de plek, geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. 5, geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. 6, geseënd is die mense wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. In die 7de plek, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 8, geseënd is die mense wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan nommer 9, die een waarop ons moet let. Geseënd is julle, wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou geliefdes, geluk lê in beledigings en vervolgings en beskuldigings, so sê Jesus. Wees bly en jubel.
Dis vir my nogal vreemd, nê? Hoe op aarde wil 'n mens vra, kan 'n geluk lê in beledigings en vervolgings en beskuldigings? Dis goed om te hoor dat ons beloning groot is in die hemele, as ons dit kan verduur, maar dat alles wat ons ly om Jesus se ontwil is, en dat dit 'n mens kan aanspoor. En om net te weet en om kennis te neem, dat dit per slot van rekening die lot van die profete voor ons ook was. Ons kom dus met beledigings en vervolgings en beskuldigings in groot geselskap. Maar gelukkig, geseënd, hoe kan dit wees? Kom ons lees wat Jesus verder sê, direk na hierdie saligspreuke in die bergpredikasie, Matteus 5 vers 13 tot 16. Die sout en die lig. Lees dit saam met my uit die boodskapvertaling. Julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. En net so met julle lig voor die mense laat skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Jesus gee eintlik in hierdie teksgedeelte vir ons twee metafore of simbole, waarmee ons ingesteldheid teenoor die wêreld uitgespel word. Dit is die dinge wat ons geseënd en gelukkig maak, sê hy. Julle is die sout vir die aarde. Mense moet God kan proe in ons gedrag. En hier dui die aarde op die bewoonde aarde, die mense met wie ons elke dag in aanraking kom. Ons is geroep om hulle lewens smaak te gee, om so sout in hulle kos te wees. Is dit nie 'n ongelooflike kompliment wat Jesus vir ons gee nie? En dan sê hy ook, julle is die lig vir die wêreld. Mense moet God kan sien in ons getuienis. En die wêreld dui hier op die wêreldsisteem, die mense wat van God afvallig is en in opstand teen hom is. Ons is geroep om in hulle lewens teenwoordig te wees, om soos lig in die duisternis te wees. En Jesus vertrou ons met sy evangelie. 'n Geseënde lewe is om so sout en om lig oral 'n verskil te maak, sê Jesus. Dit is om God se geur en kleur in hierdie wêreld te versprei. Ek lees raak iemand skryf oor geur en kleur wat ons moet versprei. Hy skryf, "Let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste the godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage." En dan sê hy ook, here's another way to put it. You are here to be the light, bringing out God's colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public on this, as public as a city on a hill. If he makes you light bearers, don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now I've put you there on a hilltop, on a light stand. Shine. Keep open house. Be generous in your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. So staan dit ook in die boodskapvertaling en die Engelse vertaling. Ons roeping is om die persoonlike lewens van mense op aarde met smaak en geur te vul, om hulle idee van godliness te gee, om hulle tot goddelikheid te beweeg. Ons roeping is om die publieke lewe in die wêreld met helderheid en lig te vul en so die samelewing aan God en sy wil vir die lewe te verbind. Om die duisternis te verlig wat op soveel plekke oorheers. Hoekom doen ons dit? Want Jesus se opdrag is, julle is die sout. Sout is iets wat alledaags baie goed bekend is. In die antieke wêreld was sout self belangriker en waardevoller as wat dit vandag is. En hier is 'n paar eienskappe waarin ons onsself dieper kan begryp wat dit beteken as Jesus die metafoor van sout op ons van toepassing maak. Sout gee smaak. Deur 'n bietjie sout by kos te gooi, word die inherente smaak van voedsel na vore gebring. Kos is smaakliker, dit is meer genotvol, meer aantreklik wanneer dit gesout word. En net so bring gelowige smaak in hierdie wêreld.
Die vreugde en die genot van die lewe as 'n geskenk van God kom in sy volheid na vore as jy die sout van gelowiges se lewe daarby gooi. En dan ook sout preserveer. Voordat vrieskaste beskikbaar was, is sout gebruik om voedsel soos vleis oor lang tye te bewaar. Daar bestaan iets in hierdie preserveermiddels en daarom kan ons iets soos vleis kan ons sout en dit word biltong en juist daarom kan dit vir lank hou. Sout beskerm voedsel en help dat jy dit vir lang tydperke kan berg, sodat dit kan veilig bly vir menslike gebruik. En net so beskerm gelowiges as die sout van die lewe. Die wêreld word 'n veiliger plek waar mense wat die Here gehoorsaam en dien, hulle invloed uitoefen. Misdaad daal, respek vir die lewe neem toe, en die waardes van integriteit, liefde, omgee en beskerming, ja, dit styg. En dan nog 'n kwaliteit, sout genees. Hy genees van bederf en verrotting. Dit sluit ten nouste aan by sout se bederfwerende funksie. 'n Mens kan wonde met sout uitwas om infeksie te verhoed of 'n septiese wond te genees. Mense met sinusprobleme gebruik so 'n bietjie soutwater. Ons gooi sout in ons koelgoedwasser om dit te help reinig. Sout se krag lê daarin dat dit 'n verskil maak in die wêreld waar bederf so maklik wortel skiet. Dit maak skoon. En net so bring gelowiges genesing vir siektes van hierdie lewe. Sout offer homself ook op. Sout werk net as dit uit die soutpot uitgegooi word. Sout bestaan nie net ter wille van sout self nie, maar ter wille van hierdie wêreld. Sout gee sy eie geborges bestaan binne daardie soutpotprys om die wêreld te gaan dien. En weer eens net so, offer gelowiges hulle lewens op vir ander in gehoorsaamheid van hulle meester, wat ook sy lewe opgeoffer het vir mense. En die opdrag wat Jesus gee van julle is die sout, moet 'n mens maar nie net aanneem almal was goeie sout nie. Ons lees hoe ek sout kan verslaan. In die destydse Palestina was die kwaliteit van sout baie wisselvallig. Nie alle sout was ewe goed en ewe smaakvol nie. Die swak sout was baie keer met soveel ander stowwe gemeng, dat die natriumkloried maklik opgelos en dan uitgelek het, en dat die oorblyfsel van hierdie sogenaamde sout onbruikbaar en kragteloos gelaat is. Die oorblyfsel is weggegooi en dis vertrap. Jesus gebruik dan juist hierdie beeld van sout wat verslaan om die godsdiens van baie van sy Joodse tydgenote te beskryf. Jesus kon sien hoe die fariseërs en die skrifgeleerdes godsdiens op 'n manier bedryf het wat sy krag verloor het, teenoor die ware dien van God en van 'n lewende Here en van 'n lewe van gehoorsaamheid en toewyding, soos die wet dit in die Ou Testament dan ook vir die profete beskryf het. So het hulle dan godsdiens in daardie tyd ook baie keer hulle eie mensgemaakte prosedures gemaak en dit het verval. So 'n eie stel reëls deeg nie, dis dwaas. So 'n lewe word uitgegooi en dit word vergaan. En dan, lig is so sout. Dis alledaags en bekend, maar lig dien as 'n metafoor met 'n soortgelyke ryk betekenis en word in die Bybel veral met God en sy koninkryk vergelyk. In onderskeid met die duisternis wat met die ryk van Satan vergelyk word. Waar die sout met ons gedrag te maak het, 'n beskrywing van hoe ons lewe en die persoonlike lewens van ander mense op aarde verryk, het die lig te maak met ons getuienis, 'n beskrywing van wat ons verkondig in die publieke lewe. Jesus se volgelinge behoort sigbaar te wees en lig uit te straal. En dit is waarom Jesus sê, die stad lê op 'n berg en die lamp op 'n lampstander. Die lig is sigbaar, maar daarom ook kwesbaar. Die lig word nie beskerm nie. Dit kan op die lampstander omval en deur die wind omgewaai word of selfs doodgewaai word. Maar mense wat die lig vir hierdie wêreld is, kan nooit hierdie lig vir hulle self wegsteek nie. Hulle leef en werk juis in plekke waar hulle die mees sigbare sal wees. Jesus is ons bron van lig. 'n belangrike les wat ons moet leer is eerstens dat Jesus die bron van die lig is. Ons is net die ligdraers, wat nie sonder die bron van lig enige verskil kan maak nie. Dan kan ons nie skei nie. Ons is in 'n tweede kategorie van lig eintlik. Jesus is die son en sy volgelinge is soos die maan wat die son se lig laat reflekteer. Een pragtige beeld
wat hierby aansluit. Kom uit hoe lig in Indië in die tempels gebruik word. Byvoorbeeld die Taj Mahal, of beter bekend as the Hall of Mirrors. Klein speeltjies is die hele gebou vol aan die binnekant geplak. En as jy selfs net een kers aansteek, verlig dit die plek met die weerkaatsing en al die duisende speeltjies met die lig wat kom van een kers. Dit is vir my 'n pragtige beeld van wat ons doen as ons goeie werke doen. Ons doen dit sodat die wêreld die ware lig kan raak sien. En hulle ons Vader wat in die hemel is, daardeur kan verheerlik. Die lig word deur die duisternis teengestaan. Maar die tweede les wat ons moet leer is net so belangrik. Dat ons onsself daarom moet versoen, dat die lig deur die duisternis altyd teengestaan sal word. Ons moet nie vir hierdie teenstand terugdeins nie. Ons moet nie ons lig onder 'n maatemmer gaan wegsteek nie. Dit sal net die lig uitdoof. 'n Lig hoort op 'n lampstander, sodat almal dit kan sien, sodat almal die getuienis kan hoor. Dit is die spreekwoordelike stad op 'n berg, soos Jesus dit hier inskerp. Dit staan uit, dit is opsigtelik, dit is opvallend. En Jesus baseer sy metafoor waarskynlik op die woord van Jesaja, wat sulke opsigtelike en opvallende getuienis moet inpraat, met die oog op wat die uiteinde van die getuienis sal wees. Luister na my, julle wat doen wat reg is, volk in wie se hart my wet is, moenie bang wees vir die spot van mense nie, moenie skrik as hulle julle beledig nie. Julle is soos 'n lap wat deur motte gevreet word, soos wol wat deur vismotte verniel word. Maar die redding wat ek bring, sal vir altyd wees. Die verlossing wat ek bewerk, sal daar wees vir elke geslag. As die wêreld Jesus beledig en beswadder het, hoeveel te meer nie sy volgelinge nie. Maar daar wag 'n redding wat ons asem sal wegslaan. 'n Redding wat sal bly. 'n Redding wat nooit tot niets sal gaan nie. Hoe leef ons as die sout vir die aarde mense? As lig vir die wêreld mense? Ons kan die voorbeelde in die Bybel navolg. Die Bybel is vol mense wat as sout en lig geleef het en so hulle wêreld verander het. Mense wat as sout geleef het en deur hulle gedrag die wêreld verander het, is byvoorbeeld Josef. Josef is weggevoer na Egipte deur die verraad van sy broers. In die vreemde en vyhandige omgewing het hy drome uitgelê vir sy twee mede-gevangenes, die skinker en die bakker, en uiteindelik vir die farao. So het Josef die dilemma van die droogte deur drome wat hy uitgelê het aangespreek. Hy was die sout vir die aarde in 'n vyhandige omgewing. Gaan lees bietjie Genesis 37. En dan ook die klein dogtertjie wat uit Israel na Sirië weggevoer is, het vir Naaman vertel van die genesende krag van die profeet in Samaria met die naam Elisa. En Naaman is deur hom genees. Sy was die sout vir die aarde in 'n vyhandige omgewing. 2 Konings 5. Mense wat as lig geleef het en deur hulle getuienis die wêreld verander het, was byvoorbeeld Moses. Moses het na 40 jaar in die woestyn die lig vir die volk en vir Farao in Egipte gaan aansteek. Onder groot teenstand het hy volhard deur die 10 plaae en uiteindelik het hy die volk uitgelei uit die woestyn en op pad na die beloofde land. Dan ook Paulus. Paulus het met groot passie die lig in Sirië en Turkye en uiteindelik Europa gaan aansteek en die pyn van tronkstraf en steniging en ontbering en uiteindelik die dood beleef. Hy het Jesus nagevolg as die lig van die wêreld. En tot vandag toe pluk ons nog die vrugte van sy werk. Die koms van die koninkryk van God is daarna op soveel plekke en soveel maniere kragdadig gedien deur besonderse mense wat sout en lig was. Ook gewone mense reg deur die eeue. Ons kan hulle voorbeelde volg. Dit maak my opgewonde oor wat die Here vandag deur ons en met ons gemeente kan doen as ons bloot gaan wees wat ons reeds is, die sout en die lig. Ons kan ook voorbeelde wees. Dink net, wat kan jy doen in jou omgewing as sout? As jy die moeite doen om iets goeds te doen vir iemand wat dalk nie van jou hou nie. Of as jy moeite doen om iets vir iemand te doen wat hy of sy nie self kan doen nie. Of instaan vir iemand met iets wat hy of sy nie op hierdie oomblik kan bekostig nie. Of moeite doen om iemand uit te nooi wat dit nie noodwendig vir jou sal terugdoen nie. Doen alles wat jy doen dit smaakvol. Gemik op genesing, gemik op voorkoming, deur jouself en jou goed op te offer.
Om sout vir die aarde te wees, is uiteraard miskien vir die meeste van ons makliker. Het is meer persoonlik, het is meer in ons eie kring, ons kan 'n verskil maak. Maar ons kan nie net sout wees nie. Ons moet ook die lig wees. Dink net wat jy kan doen in jou omgewing as lig. As jy die moeite doen om hart en siel betrokke te raak by die verkondiging van die evangelie. Om vir ons gemeente en ons leraars, ons leiers, ons gemeenskap en vir ons kinders te bid. Om betrokke te raak by bedieninge, om ons omgewing te bereik. Ek is oortuig dat ons eintlik nie nodig het om veel uit te brei oor die hoe nie. Dit gaan eintlik net oor die gewilligheid, die bewussyn dat jy reeds die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld is. As jy eers besef, dan sal die geleenthede hulle self voordoen. Dan sal jy weet hoe om dit ook uit te voer. Mense geluk lê juist daarin, dat ons met ons gedrag en ons getuienis saam soek na ware geluk. Dink net, Jesus sê klaar vir jou en my. Hoe gelukkig is ons om die sout van die aarde en die lig vir hierdie wêreld te wees. Ons hoef dit nie gaan soek in materiële dinge nie, maar ons hoef ook nie op te hou streef om dit wat ons doen na die beste van ons vermoë en tot sy eer te doen nie. Niemand mag ons ooit stop nie. Niemand mag ons ooit uitgooi as smaaklose sout of ons lig uitdoof nie. Laat ons skyn vir die koninkryk van God en ons sal daarin ons geluk vind. Amen. Kom ons bid saam. Here in die Hemel Vader, so dikwels soek ons geluk op die verkeerde plekke. Ons vind dan uit, dit is tydelik en verganklik. Here, leer ons om waarlik die sout en die lig vir hierdie wêreld te wees, sodat ons daadwerklik 'n verskil kan maak in elkeen se lewens met wie ons baie kruis. U bevestig dit. Ons is klaar die sout en klaar die lig. Ons hoef dit nie eens te gaan soek nie. Dankie Jesus, dat U ons gebruik in U koninkryk. Help ons nou om so te gaan leef. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle genadig wees. Hy sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Be